Goeiedag. Vandag neem ons jou na 'n spesifieke hoekie van Tokyo, die Musimoto Park omgewing in Katsushika wijk. Ons het hier 'n hele stapel goed gewerk, reisnotas, ou kaarte, geskiedkundige stukke, plaaslike gidse. Ja, nogal 'n interessante mengsel van bronne. Definitief. En ons doel vandag, ons wil kom ons sê die sappigste stukkies geskiedenis en daai versteekte juwele vir jou uitlig. Veral as jy dalk self dink om soontoe te gaan. Jy weet, en iets soek wat bietjie anders is. Presies, weg van die hoofroetes af. En hier is sommer iets interessants om mee te begin. Musimoto Park is tegnies gesproke Tokyo se grootste park, oppervlaktewys. Tog te snaaks, baie mense ken dit nie. Nee, glad nie. Soos Ono of Shinjuku Gyoen, ne? Glad nie. Maar die wat dit wel ken, veral in die herfs, sê dis asemrowend, regtig mooi. Dis waar. So, kom ons begin sommer by die park self. Musimoto Koen, dis eislik. Ons praat van 96.3 hektaar. Dis massief. Ja, amper 20 keer die Tokyo Dome se grootte. En die hart van die park, sou mens kon sê, is die Kwaidaming. Dis 'n groot reservoir. Dit oorheers die hele landskap. En dis merkbaar stiller hier, nê? O ja, baie rustiger as die sentrale parke. Die Kwaidame self is eintlik fascinerende geskiedenis op sy eie. Dit was deel van die ou Tonne rivier se loop. Regtig. Die hoofrivier. Ja. En die reservoir is doelbewus ontwikkel. Ons praat van die Edo-periode onder die 8ste shogun Tokugawa Yoshimune, vroeg 1700s. En die doel was wel tweeledig: water vir besproeiing, maar ook, en dis belangrik, vloedbeheer. Chisui noem hulle dit. Vloedbeheer. OK. Die oorspronklike naam was Kwadamai. Die water self vandag is nog so 25.5 hektaar. Dis omtrent 3.6 kilometer lank, maar interessant genoeg, gemiddeld skaars oor 'n meter diep. Net 'n meter. Dis vlak. Baie vlak, ja. En dit vorm ook die grens tussen Tokyo en Saitama prefektuur. Alhoewel, die bronne sê die presiese lyn onder die water is blykbaar steeds, wel, 'n bietjie vaag. Tipies. So, dit verduidelik die baie water oral. Dit klink, jy weet, perfek vir 'n rustige dag uit. Beslis. En die notas wat ons het bevestig dit, mense kom verstap, draf veral langs daai waterkant van die Kwadame, en dis 'n groot visvangplek. Hulle noem dit mos Tsienshango, visvangparadys. Ja, en voelkykers hou ook daarvan, veral winter en lente. Dan kom die trekvoëls soos die pylstaarteend, Hitorigamo. Dis reg. Jy kan self Saitama se Misato Park oor kan die water sien. Maar as geen brug nie, né? Maar okay, hierdie prentjie van rus en vrede, dit het 'n donkerder kant, 'n dramatiese geskiedenis. Ons moet praat oor September 1947. Ja, net na die oorlog. Die Kathleen Tyfoon. Presies, dit tref die Kanto-streek. En die impak was, wel, dit was katastrofies. Die Tonne rivier, een van Japan se grootstes, het sy walle gebreek. Vers stroom op in Saitama, weens die massiewe reën. Sjoe. En daai vloedwater het toe net die maklikste pad gevolg, wat presies die ou rivierloop was, reguit af na die laer dele van Tokyo. En skielik was die Kawadame reservoir en sy wal, die Sakura-Tsutsumi. Die kersenbloesemwal. Presies, die wal het die allerlaaste verdedigingslinie geword vir 'n groot deel van Tokyo. Dis ongelooflik. Kan jy jou die spanning voorstel? Daai einste grondwal, die Sakura-Tsutsumi, hou hierdie massa water terug vir 2 dae. Ja, 2 volle dae. Die situasie was so desperaat, die GHQ, die Amerikaners wat in beheer was, het selfs probeer om 'n ander wal, die Edogawa-sin, met dinamiet op te blaas, om die water weg te lei. Het dit gewerk? Nee, daai plan het misluk. En uiteindelik was die druk net te veel. Die Sakura-Tsutsumi het meegegee. Ag nee. Die gevolg, massiewe oorstromings, Katsushika, Adachi, Edogawa-wyke. Die bronne sê partyplekke was onder 3 meter water, vir meer as 2 weke. 2 weke? Ja, ons het lugfoto's gesien wat die GHQ geneem het. Dis skokkend. Jy sien die hele area onder water, presies waar Musimoto Park vandag is. Net die buitelyn van die Sakura-Tsutsumi is sigbaar. Dit gee mens nogal 'n ander perspektief op die park, nê? Nee. Daai groen gras en rustige water lê letterlik bo op grond wat hierdie verskriklike stryd gesien het. Presies. En daai selfde Sakura-Tsutsumi, die wal, bestaan nog. Dis nou 'n pad.
met kersiebome langs die kant. Ironies genoeg nou 'n gewilde plek vir hanami, die kersiebloesemkyk. Ja, en later in die jaar ook bekend vir irisse en hortensias. Maar die belangrike punt hier, wat die bronne duidelik maak, is dat hierdie gebeurtenis 'n reuse wekroep plaas. Ek kan my voorstel. Dit het gewys hoe kwesbaar Tokio se laafveld is, en dit het direk gelei tot groot veranderinge in vloedbeheerbeleid. Die vloedbeheerwet van 1949, die Suibou-ho, het hieruit gekom. So die park self wat later gekom het. Ja, Mizumoto Park het eers in 1965 oopgemaak. En dit dra vandag nog daai stempel. Dis aangewys as 'n Bossai Koen, 'n rampvoorkomingspark. Wat beteken dit prakties? Dit beteken dis ingerig vir noodgevalle. Daar's 'n oop area vir helikopters, spesiale toilette wat in rampe kan werk, versterkte pergolas vir skuiling en selfs hierdie spesiale bankies. Die Kamado Bench. Ja, wat jy kan omskep in 'n eenvoudige kookstoof. Dis amper 'n lewende monument vir herstel en paraatheid. Wow. So dis die diep swaar geskiedenis, maar as ons kyk na vandag, die natuurskoon is net so groot trekpleister, nê? Absoluut. En hier is iets vir die natuurliefhebbers en fotograwe wat luister. Die Meta Sequoia Woud. Meta Sequoia no Mori. Ja, dis regtig iets besonders. Meer as 1500 van hierdie bome. Hulle word hoog, maklik 20 meter. En wat hulle so interessant maak, metasequoias is lewende fossiele. Lewende fossiele. Ja, 'n baie ou boomsoort. Hulle was wyd verspreid, maar toe meestal net uit fossiele bekend, tot hulle lewend in China herontdek is. En hulle blare is nie immer groen nie. In die herfs verkleur hulle. Skouspalagd, gewoonlik middel November tot vroeg Desember. Dan word daai naaldagtige blare helder oranje, roesbruin, goudgeel. En die bronne beklemtoon veral die weerkaatsings in die water. Dis glo ongelooflik. Ja, ek het dit ook gelees. Die beskrywings is nogal, wel, treffend. Majesteus, rustig, amper soos 'n ander wêreld. Een ou het geskryf dit laat hom dink aan Hokkaido of Noord-Europa. En dis steeds in Tokio. Presies. Dis 'n droom vir fotograwe. Veral as die son so deur die blare kom. En omdat dit nie een van die heel bekendste plekke is nie, is dit dikwels rustiger. Minder oorvol. En net om nog 'n laagie by te voeg, die plekname self is ook interessant. Ja, vertel Betty. Wel, Mizumoto, die park se naam, blykbaar was dit oorspronklik Minamoto gelees met dieselfde karakters. Dit wys direk na die water, Mizu, in die oorsprong Moto, gen. Dit pas mos perfek by die reservoir. Dit maak sin. Dan Shibamata, die area net suid. Dit verskyn al in dokumente van 1243. Een teorie sê Shiba is kruipelhout en Mata is 'n riviervirk. OK. En Kanamachi, die stasie? Kanamachi is bietjie meer onseker. Een idee link dit aan visvang Kanemitsuri. En ander sê dis 'n verbastering van Kamimachia, wat soort van bootdorp beteken. So, ja, geskiedenis in die name self. Fascinerend. Goed, so as jy nou luister en dink, hierdie plek klink na my ding. Hoe kom jy daar? Dis eintlik redelik maklik. Van Ueno-stasie af neem jy die JR Joban-lyn, reguit Kanamachi toe. Dis net so 20 minute. En van Kanamachi-stasie af? Dan het jy keuses. Daar's 'n bus, nommer 61 of 62, dit vat so 15 minute, reg tot by die park, of as die weer lekker is, dis 'n aangename stap, omtrent 30 minute. En kos, as jy honger raak. Wel, een reisnota beveel spesifieke plek naby Kanamachi-stasie aan, Suzukiya. Hulle maak soba, udon, tempura, donburi, blykbaar baie goed. Klink lekker. Vir iets vinniger of vir 'n piknik is daar natuurlik kombinis naby die stasie. Jy kan maklik 'n bento of onigiri kry. En vir koffie na die tyd, plekke soos Gusto of Komeda's Koffie is ook daar naby. Perfek. En in die park self, wat moet mens nie misloop nie? Die bronne noem 'n paar goed. Die Mizumoto-brug, Mizumoto Ohashi. Daai groot blou boogbrug, dis nogal ikoniese. Ja, jy sien dit op baie fotos. Naby die Fonteinplein kan jy gewoonlik bote en fietsse huur. Maar een nota sê, die roeibote is blykbaar net in die herfs beskikbaar. So, hou dit in gedagte. Goeie wenk. Vir voëlkykers is daar die voëlreservaat, Bird Sanctuary,
met sulke observasiehitte. Jy kan rustig sit en wag vir reiers, watervoëls, miskien selfs 'n visvanger. Eilik. Die waterplantuin, Swaimotocaris Wytgiensit Juweelden, word ook genoem as mooi vir fotos, veral met die weerkaatsings. En die Mizumoto Green Plaza, dit het 'n terras en 'n klein kweekhuis. En, moenie die populierlaan Poplarnamik nie miskyk nie. Die wat? 'n Laning populiere. Dis 1.2 kilometer lank, die bome word tot 20 meter hoog en hulle word helder geel in laat Oktober, vroeg November. Nog 'n herfskloor-bonus. Klink indrukwekkend. En as mens nou regtig tyd het? Dan is daar nog opsies. Die Katsushika Stadsmuseum, dis naby Keisei Ohana Jaya stasie, so 'n entjie weg, maar die moeite werd. Het uitstallings oor plaaslike geskiedenis, natuur, sterrekunde en spesifiek oor die Katalien-tyfoon. Dit help regtig om daai storie te visualiseer. Goeie idee. So vir stappers is daar ook roetes. Daar's 'n Ikikara hiking roete, so 9.5 km. Dit vat jou deur Mizumoto Park, die Metasequoia woud, en dan verder na Shibamata Taishakuten Tempel, die Torasan Museum, Yamamoto Tai Tuin en daai oulike Yagiri no Watashi veerbootjie. Klink na 'n vol dag. Ja. En daar's 'n langer een ook, deel van die Musashi no Nomichi stelsel, roete 13. Dis 15.6 km, meer langs die rivier. OK. Nou ja, ons het nou gefokus op die mooi geskiedenis en die natuur. Maar daar's 'n ander, wel 'n effens vreemde laag aan die park. Wat in party aanlyn bronne opduik. Dit het blykbaar ook 'n reputasie as 'n Shinrei-pad, 'n plek waar dit glo spook. Ja, dis korrek. Mens moet dit natuurlik met 'n knippie sout neem, maar die bronne, veral aanlyn forums en sulke goed oor stedelike legendes, lys 'n paar grillige stories. Soos wat? Wel, daar's die legende van 'n koplose motorfietsryer, Tsunashi Rider. Die storie gaan dat iemand klaweerdraad gespan het om rasserige motorfietsers te stop met tragiese gevolge. Yikes. Dan is daar die storie van die vervloekte nommer 10 toilet, Tsurai Jukoban toilet. Dis 'n ou, ongebruikte toiletblok waar 'n ma en kind glo selfmoord gepleeg het. Dis nogal donker. Ja, en ander fluisteringe praat van 'n vrou met vreemde groen gloeiende oë wat snags gesien word, of dat sproke van mense wat selfmoord gepleeg het soms in fotos verskyn wat in die park geneem is. OK, dis nogal intens. Dit is. Maar is regtig belangrik om dit te kontekstualiseer. Hierdie is plaaslike legendes, gerugte, meestal aanlyn versprei. Dit voeg 'n laag, wel, donker intrige by, maar dit staan in skrille kontras met die park se werklike alledaagse atmosfeer. Die vreedsame natuurreservaat en gemeenskapsplek. Presies, en die funksionele rampvoorkomingsplek. Ons deel hierdie stories net omdat hulle deel is van die inligting wat jy oor die park kan kry. Sonder om te sê dis waar, dis moderne folkloor, jy weet. Ek verstaan. Goed, kom ons bring dit alles saam. Mizumoto Park is duidelik veel meer as net 'n mooi park. Dis uitgestrekt, waterryk, met 'n diep en soms dramatiese geskiedenis. Van 'n plande oorsprong in die Edo-tyd vir waterbestuur, Tot sy kritieke rol tydens die Katalien-tyfoon. en vandag is dit Tokio se grootste groenlong, 'n toevlug vir die natuur met daai metasequoias en die voëls, en 'n plek wat ontwerp is met die harde lesse van die verlede in gedagte. Ja, as 'n rampvoorkomingsarea. So vir jou as besoeker beteken dit Mizumoto bied 'n unieke mengsel. Jy kry rustigheid, weg van die stadsgewoel. Asemrowende natuurskoon, veral in die herfs. Ja, en geleenthede vir voelkyk, stap, fietsry. Maar dis ook 'n plek wat jou 'n tasbare gevoel gee vir Tokio se lang, komplekse verhouding met water. Hoe dit bestuur, benut en soms gevrees is. Dis 'n lewende landskap wat stories vertel, van veerkragtigheid. Presies. Hier staan 'n laaste gedagte om saam met jou te neem. As jy dink aan daai dubbele geskiedenis van die park, die Kwaidame, wat eeue gelede geskep is vir orde en beheer, teenoor die chaos en desperate stryd op dieselfde plek tydens die tifoon, hoe verander daardie kennis jou ervaring van die plek? Verander daai besef van die diep verbintenis met water as lewegewer en potensiële vernietiger, die manier waarop jy na daai bome kyk, daai water, daai paadjies wat so vreedsaam lyk. En watter ander verborge geskiedenisse, dalk net so belangrik, lê dalk net onder die oppervlak, oral om ons,
in plekke wat ons dink ons ken.